Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Here ons sê dankie dat dit u natuur is. Here ons sê dankie dat dit is wie u is. Die groot ek is, die Vader. Here, dit is so wonderlik om te dink dat die woord praat van u as die Vader van ligte. Die Vader van ligte. Here, u is die Vader van die uitspansel, die een wat die sterre en die son en die maan geskep het. En tog, ten spyte van al hierdie groot goed in die aarde en die heelal, het u my as mens gemaak. Here, dit is wonderlik om te dink. Ons Vader is ons Vader en ons Vader is lief vir ons. Here, ons bid dat u vanmôre u doel sal bereik, dat u sal spreek. Here, dat u sal nuut maak, dat u sal formeer. Here, dat u sal transformeer en ons meer soos ons hemelse Vader sal maak. Here, ons loof u. U is wonderbaar. Amen. Amen. Daar sê goeiemôre, jy mag maar jou sitplek inneem, nie neem nie. Anders het ons chaos. Ek net gou hierdie hierso neersit. Nou vanmôre is so klein bietjie anders as wat julle gewoond is en ons gaan nou vanmôre eers so bietjie onderhoud hou. Nou gelukkig vir die deelnemers van hierdie onderhoud, het ons hulle gecoach en ons het gesorg dat ons vir hulle antwoorde gee. Ons maak soos soos party ouens in die wêreld, amper gebruik ek 'n woord wat ek nie moet nie. Hulle hou onderhoude, maar hulle het eintlik klaar besluit wat die antwoord moet wees. Maar baie welkom by ons Vadersdagdiens. In die eerste plek is ons hier vanmôre om ons hemelse Vader te eer vir wie hy is. En dan gee dit ons ook 'n geleentheid om 'n bietjie op die paas en die oupas te fokus en dan om te fokus op die nalatenskap en op die verskillende geslagte. Terwyl ek dit doen, gaan ek vir ons deelnemers vorentoe roep. En ek wil hê julle moet vir hulle elkeen 'n hand gee. So ons gaan in die eerste plek vanmôre die anker oproep. Oom Louis, sal oom asseblief vir ons hier by ons op die bank kom sit. Baie dankie. Kom ons gee vir oom Louis 'n hand. Julle sal hoor ek verwys na hom as die anker vanmôre. Dan nommer 2 gaan ons die bouer vir pastoor Leon vorentoe roep en ek wil hê julle moet vir hom 'n hand gee vanmôre. En dan natuurlik die draer, sal julle dan nou wel weet, sal dan John Louis wees. Dat sê. Baie dankie julle. Nou wat ons graag wil hoor vanmôre en wat ons wil vasstel is hoe dat God ons toelaat om ons nalatenskap aan mekaar oor te dra. So ek gaan vanmôre begin by oom Louis en ek gaan vir oom Louis vra, oom Louis, kan jy oom vir ons so 'n bietjie getuienis gee van waar oom vandaan kom en oom se geestelike invloed van oom se ouers en hoe die Here deel van oom se lewe geword het? Ja, ek doen dit graag. Ek het op George groot geword en was in die Romeinse Katholieke skool gegaan. Daar het hulle belangrike geestelike waardes by hemelse beginsels en die Bybel leer ken. My pa is oorlede toe ek nog baie jonk was, maar my ma was geestelik baie sterk. Sy het ons streng groot gemaak en dis normaal. Okay, wonderlik. Jo. Ek is bly dat al het oom in 'n Katolieke skool groot geword, dat oom nie 'n vader geword het. Maar eerder
'n vader van kinders. Ja, Nou, as oom nou sou terugkyk op oom se lewe, wat sal oom sê het oom gehelp om getrou aan die Here te bly? ons het daagliks Bybel gelees en gebid. Gereed kerk toe gegaan en die familie gehad wat saam met ons in die Here gedien het. My vrou was geestelik baie sterk en het baie positiewe invloed op my gehad. Wonderlik, ek hou van daai, my vrou het 'n positiewe invloed op my Ja, gehad. my ou vroutjie. My ou vroutjie. Nou 3 Johannes 1 vers 4 sê die volgende. Hy sê, ek het geen groter blydskap as dit nie, dat ek hoor dat my kinders in die waarheid wandel. Nou dis mooi om te hoor hoe dat hulle hom in 'n skool gehad het waar hy waardes geleer het en waar hy ook by sy pa geleer het. Nou, die volgende vraag aan oom Louis is, hoe het oom doelbewus probeer om geloof van oom se kinders weer oor te dra? Ons het die kinders in die kerk groot geword. Saam Bybel gelees en gebid. My vrou het die kinders geestelik beïnvloed. Wonderlik. Ek hoor alweer, my vrou. My vrou. Dis so mooi om dit te hoor, né? En dan het julle gehoor die beginsel van hulle het saam Bybel gelees en saam gebid. Dis temas wat ek dink julle gaan deurlopend hoor vanmôre. Nou, Pastoor Leon verwys ons na as die bouer, wat natuurlik hierdie brug tussen oom Louis en John Louis bou. En ek wil vir hom vra, hy staan nou tussen 2 geslagte, wel vanmôre se tyd tussen hulle. 'n Pastoor het 'n vader gehad wat jou gevorm het en nou vorm jy jou eie kinders. Al is hulle nie meer in die huis nie, is daar tog steeds invloed. Nou wat het oom Louis vir pastoor geleer wat jy vandag steeds uitleef? Ja, ek dink is baie. Vanmôre toe ek daaroor dink, toe dink ek 'n mens leer by jou ouers en ek nou by my pa nie net positiewe goed nie. Mens leer negatiewe goed ook. Jy leer nie net die goeie nie. Hulle lewe waarsku baie keer teen die negatiewe en die verkeerde. Maar iets as ek het probeer om iets te sê wat kort en kragtig is. Iets wat ek geleer het maar dit is die generasie waarin hulle weer groot geword het. Want my pa het groot geword in die generasie na die oorlog. Dit is ouens wat moes vasbyt en aanhou en nie moed verloor nie. So dis die goed wat hy vir my geleer het. Moenie gaan lê nie, staan op. Moenie verloor nie, veg terug. Dit was die generasie wat ook baie streng was. En ek het in 'n huis groot geword waar my pa en ma perfeksionisties is. En hy het altyd gesê, kyk mooi na jou goed. Die Here het dit net een keer vir jou gegee. Pas dit op. En wat vir my wonderlik was, ook as kind, my pa, omdat sy pa baie jonk dood is, kon hy nie toe hy op skool was, sy matriek skryf nie. Maar toe ons in die huis was, toe het hy besluit, hy gaan dit nie verloor nie. Hy gaan daardeur streef om matriek te kry, om kwalifikasies te kry, om na skool universiteitsopleiding te kry. Hy het nie moed verloor nie. En dit was vir my 'n baie groot ding, omdat hy nie daai geleentheid gehad het nie. Het hy ons 3 kinders, ek kan onthou my broer is nou vanmôre hier, maar toe hy in graad 10 en standaard 8 was, toe wou hy net uit die skool. My pa het vir hom gesê, al gaan ek saam met jou skool toe, jy sal dit nie doen nie. En toe gaan hy weermag toe hy klaar gemaak het met skool. En toe hy die weermag kom, toe sê hy, nou wil ek universiteits vakke swat. En so dis baie positiewe invloed. As gevolg van sy omstandighede het hy ons beginsels geleer wat vir ons geweldig baie beteken het. Amen. Ja, dis wonderlik. Nou wat dink pastoor is die grootste uitdaging
vir Christelike vaders vandag en ons gebruik juis hier die woord Christelike vaders, want ons praat wat die woord sê oor 'n vader, nie sommer net 'n dude nie. Ja, ek dink wat my pa net toe gesê het is baie belangrik. 'n Mens moet as huisgesin leer om saam te bid. Saam om die woord te skaar. Om saam te ontdek wie die Here is. Om saam die pad met die Here te stap. En ek dink vandag is die grootste uitdaging vir baie paas is dat dit nie gebeur nie. Die paas is nie meer die geestelike leier in die huis nie. En partykeer as gevolg daarvan moet 'n ma ingryp. En 'n mens dank die Here vir ma's. Maar die pa is die een wat moet voorloop. Hy is die een wat die kinders moet leer. Jy weet, een van die goed wat my vrou my geleer het toe ons getroud is dat haar pa het hulle geleer hoe om Bybel te lees en te bid. Haar pa het vir hulle gesê, in hierdie kringetjie, dis hoe jy bid. Ons gaan na die Vader in Jesus se naam. Dis hoe jy die Bybel lees. Jy kan lees nie net 'n vers nie. Jy vat die gehele gedeel. Dis wat jou pa jou kan leer. En dis wat ek dink vandag gebrek aan het. Dis die pa, jy weet, al was my ouers nie altyd reg op die plek waar hulle moets wees nie, maar kerk toe gaan, al moet hy jou daar self gaan aflaai. Jy moet daar wees. En iets wat ons ook geleer het, en wat ek vandag aan ander wil oordra, jou lewe is die grootste voorbeeld vir jou kinders, as pa. Amen. Ja, en dan natuurlik, goed wat saam met dit gaan, is deesdae is een van die moeilikste goeters, die Engelsman gebruik die woord tricky, is 'n digitale balans. Want fone en televisies en rekenaars en hierdie tipe van goeters het 'n groot invloed op waar ons is vandag, né? So ek wil by pastoor net daar aanlas en sê, dit is van die wildste uitdagings wat kinders vandag het en ouers om hulle te leer hoe om daai balans te kan handhaaf. Nou sê Joshua 24 vers 15, 'n baie bekende skrif wat meeste van julle ken is, maar ek en my huis sal die Here dien. Dit is snaaks dat Joshua nie net daar sê, maar ek sal die Here dien nie. Hy sê, maar ek en my huis sal die Here dien. So pa, jy moet vir jou gesin sê, ons gaan die Here dien. En it's amazing, die oomblik as 'n mamma alleen kerk toe kom, dan kom sy alleen kerk toe. Maar as pa kerk toe kom, dan kom die gesin ook. Is dit so? So, kom ons hou dit net in gedagte. Nou, die volgende vraag aan pastoor is, hoe lei pastoor jou gesin in praktyk? Hoe doen jy dit in praktyk? Ja, ek dink as 'n pa begin, dan moet hy daai keuse maak. Ek in my huis, ons sal die Here dien. Kom wat wil, ons sal die Here dien. En dis nie net woorde nie. My familie moet dit in my lewe kan sien. Ek het 'n keuse gemaak. Ek en my huis, ons sal die Here dien. En daarom my eie voorbeeld, hulle moet kan hoor hoe bid pa. Jy weet, ek kan onthou in ons vorige gemeente was daar in een van die gesinne die ma wat so kon bid. En ek het eendag het ek daar aangekom en terwyl ek in die inrit stop, toe hoor ek daai ma bid. En ek dink by myself, nou, sy het 5 seuns gehad. Nou om 5 seuns groot te maak, kan ek nie dink is 'n plesier nie. Dit moet moeilik wees, maar sy het hulle gebid. En toe sy die dag tot sterwe kom, toe sê ek vir die seuns, ma is nou nie meer hier om te bid nie. Nou moet julle bid. En julle moet julle kinders leer bid. En dis vir ons as ouers. Maar veral vir die pa, ek maak 'n keuse.
Ek wil die Here dien. Amen. Amen. Nou, kom ons luister na 'n jong man se perspektief. Ons net onthou, ons ou manne was ook jong manne, né? Nie dit vergeet nie. Ons was ook daar. En partykeer dan vergeet die jong mense, maar ons was ook daar. Nou, hulle is die opkomende geslag, maar hulle is nou die draers van dit wat oupa en pa vir hulle geleer het. So, wat beteken dit vir jou, John Louis, dat jou pa die Here dien en dat jou oupa die Here dien? Wat beteken dit vir jou? Dit is my baie amazing, want ek dink deesdae is dit so skaars, dat albei die Here dien. En my pa het my al van kleins af geleer, hoe om die Bybel te lees en goed. Hy het my begin met Handelinge 5, en toe van daar af, toe leer hy my, okay, jy ken nou dit, nou gaan jy leer tigtig die wat jy lief het. So. Nou, John Louis, wat se eienskappe sien jy in hulle, wat jy eendag graag self wil navolg? Kyk, ek dink ons familie en my pa se vriende sal weet, hulle is baie hardkoppig, so hulle gee nie eers die duiwel 'n kans om te wen nie. So, en hulle het my geleer, maak nie saak in wat se situasie jy is nie, Ja. Die Here is altyd by jou, sit jou oë op die Here. Yes. Een van die mooi goed, ek wil, terwyl ons oefen, wat vir my nou nogal deurgekom het, toe John Louis vroeër gepraat het, wat nou nie hier gesê is nie, in kamera gesê is, is John Louis het gesê, hulle het my geleer om te stiek. Hulle het my geleer om vas te byt, om deur te druk. Nou in 'n wêreld vol druk en afleidings, veral digitale afleidings, hoe het hulle voorbeeld jou gehelp om naby aan die Here te bly? Ek het, veral by my pa het ek geleer dat geloof nie net op Sondae is nie, maar is elke dag. En as jy jou vertrou op die Here sit, hoef jy nie te worry oor wat volgende gaan gebeur. Amen. Nou skryf Paulus vir Timoteus in 1 Timoteus 4 vers 12. Hy sê, laat niemand jou jonkheid verag nie. Maar hoor hierdie woorde, maar wees jy 'n voorbeeld. So Paulus moes vir hom 'n voorbeeld gewees het. So, dis belangrik dat ons besef, ons voorbeeld spreek boekdele. Nou wat dink jy, kan jongmans vandag, of wat het jong mense vandag nodig? Wat dink jy? Ek dink, ek weet dit gaan 'n bietjie kras klink, maar ek dink jong mense korter ruggraat. En my pa het altyd vir my gesê, pas jou sussie mooi op, sy's 'n porseleinpoppie. So ek dink as jy jou vrou en jou ma as soos 'n porseleinpoppie hanteer, gaan die wêreld ook bietjie beter raak. Wonderlik. Nou gaan ek vir julle al drie hierdie vraag vra. Kom ons begin daarby om Louis. As julle net een geestelike nalatenskap aan die volgende geslag kan oorlaat, wat sou dit wees? Ken die Here persoonlik. Yes. Ja, ek sal sê, lees die woord en doen die woord. Yes. Ek sou sê, volg die Here met jou hele hart en moenie onder groep drugs val nie. Sure. Yes. Nou, is dit nie interessant, as ons Bybel lees, het julle gesien, daar's geslagsregisters. Dan sê hulle, hierdie een is daai, een se vader en seun, en vader en seun, en vader en seun. Maar wat seker die mooiste is die gedeelte waar die Bybel praat van die drie geslagte van Abraham, Isak en Jakob. Hier sit Abraham, Isak en Jakob. Want die een geslag het die ander geslag opgevolg, en dit kom so uit die woord uit. Nou sê Psalm 145 vers 4, die een geslag sal die ander u werke wys. Het hulle self vanmôre gesê, dit was nie altyd maanskyn en rose nie, hulle het nie altyd die beste voorbeeld gehad nie, en partykeer dan leer ons uit wat ons nie moet doen nie.
Uit dit wat ek verkeerd uit, leer my kinders partykeer meer, wat ek verkeerd doen, leer my kinders partykeer meer as wat ek reg doen. Dis 'n aardige ding, né? Nou ek gaan vir pastoor vra. Okay, sorry, voordat ek die vir pastoor gaan vra om te bid, gaan ek vir hulle vra, wat is 'n kort boodskap wat julle graag aan vaders sal wil oordra vandag? So die perspektief is nou, oom Louis is 'n oupa, so hy wil vir die vaders iets sê, maar pastoor is die pa en hy wil vir pa's iets sê en die seun wil ook iets oordra. Kan ons begin daar by oom Louis? Wat sal oom graag vir die vaders wil sê vandag? Neem jou verantwoordelikheid as pa en leier ernstig op en gee leiding waar jy kan. Ja, ek sal sê, en ek wil terugkom by wat ek net gesê het, Josua het gesê, die pa het besluit, ek in my huis. So pa, jy in jou huis, julle sal die Here dien. Amen. Ek wil net vir elke pa sê, dit is van 'n kind se perspektief, Perspektief. Dit is lekker as jou pa vir jou sê, luister, ek is trots op jou. En Sure. luister, wat jy doen is reg en ek is lief vir jou. Yes. Nou, ek gaan vir pastoor Leon vra om vir die pa's te bid, want ons het regtig ons hemelse Vader nodig om ons te lei. Amen. Baie dankie pastoor. Kom ons sluit ons oë. Here, vanmôre wil ons vir U kom dankie sê. Dankie vir die voorreg om 'n pa te mag wees. Here, en as ons vanmôre stil word, wil ons opkyk na U, Yes. want U is ons Vader. En Here, as ons dink aan U, dan dink ons aan U getrouheid. Ons dink aan U genade. Ons dink aan barmhartigheid. Here, in U woord sê, U barmhartigheid is van geslag tot geslag. En daarvoor wil ons U loof. En ons wil vanmôre spesifiek bid vir elke vader in ons gemeente. Nie net hulle wat hier is nie, maar hulle ook wat nie hier vanmôre kan wees nie. Hulle wat vir ons kyk by wyse van sosiale media. Here, ons bid vir ons vaders. Here, dat U vir hulle spesifiek sal aandoen met krag uit die hoogte, wysheid en insig en kennis en begrip, met geestelike stamina om nie op te hou nie. Here, ons verloor nie, want ons is meer as oorwinnaars. Here, vanmôre wil ons elke pa, wat ook maar net 'n mens is, aan die voete kom neerlê. Here, bring herstel, bring genesing, waar hulle langs die pad dalk seer gekry het is, en benadeel is. Here, wees met hulle. Here, ek wil bid vir die wat beleef het, hulle pa was nie daar nie. Wees U vir hulle 'n pa. Here, ons wil vanmôre bid vir elke pa, dat U hulle sal aandoen, nie net met krag nie, maar met die leiding van die Heilige Gees. Here, ons wil bid dat U deur U Gees vir hulle vrymoedigheid sal gee, om hulle priesterskap in die huis te kan opneem. Ons wil bid vir ons pa's, Here, dat hulle 'n voorbeeld sal wees vir hulle eie kinders en die jong mense rondom hulle. Mag hulle in besonder die fakkel dra van U woord. En mag hulle daai fakkel oordra aan ander mense om ook die lig te sien. Ook die warmte en die hitte te beleef. En dit uit te dra aan 'n wêreld wat so honger na U liefde. Wees met die pa's, Here. Ons dra hulle op, seën hulle, versterk hulle, bekragtig hulle, maak hulle wenners in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons gee vir pastoor hulle 'n hand, terwyl hulle sitplekke weer gaan inneem. Ek wil net, terwyl hulle afgaan, net iets sê, wat vir my so wonderlik is. Jy weet, 'n ou, kom ons sê gou vir mekaar, niemand van ons het volmaakte pa's nie.
Okay. Ek kan dit voor hom sê. Niemand van ons het volmaakte paas nie. Maar ek kan dit vandag sê. Of dit nou tot 'n meerder of minder mate is, maak nie saak nie. Ek moet my pa eer. Want hy bly my pa. Tweedens, as ek aan my spesifieke pa dink, sy kinders dien almal die Here. Ek, my broer en my suster, saam met hulle gesinne, dien almal die Here. En daarvoor sal die Here ons hom. Dankie. Dankie, Vader. Ek dink ek wil by dit aansluit, voordat ek nou net die kernboodskap vir julle lees daar. Ek weet vir 'n feit, my pa gaan ook kyk, so dis dalk 'n goeie ding dat ek in dieselfde asem net sê, dankie pa, vir die voorbeeld. My pa is baie hardwerkend gewees. En vandag is sy liggaam nie meer dieselfde nie. En dit is nie lekker om dit te sien nie, want ek weet vir 'n feit hoe hy gewerk. En dit is net verbasend hoe die voorbeeld oordra. En hoe dat 'n mens dieselfde doen as wat jou pa doen. So ek wil net vir my pa sê, baie dankie pa. Die kernboodskap van hierdie hele onderhoud waaroor ons nou gesels het is, 'n godvreesende man laat meer as net besittings na. Ons praat altyd van wat's my erfporsie en kinders vra vir hulle ouers wat's hulle erfporsie, en as ons kyk na die verhaal in die Bybel, dan lees ons die verhaal van die verlore seun wat vir sy pa kom sê het, hy wil sy erfporsie hê. Nou in ons konteks is dit nou nogal arrogant, né? Maar die mooi ding is, het julle al die storie gelees wanneer hy besluit om terug te gaan na sy pa toe? Hy sit daar tussen die varke, hy het alles opgemors. En nie op 'n mooi manier nie, kan ons maar sê op 'n vieslike manier eintlik. En dan begin hy te dink aan sy vader se huis. En wat kom met sy gedagtes op? Hy sê, miskien moet ek na my pa se huis toe gaan. Hoekom? Want die werkers word beter behandel as wat ek nou behandel word. En dan sê die seun, ek is bereid om terug te gaan na my pa toe. Ek is bereid om nie sy seun te wees nie, want my pa behandel die werkers beter as wat ek behandel word. Want dan het ek ten minste, die afleiding is, dan het ek ten minste 'n erfenis, al is dit nie die een wat ek sou gehad het as 'n seun. En almal ken die storie. Toe hy by die huis kom, sê sy pa, dis nonsens, hoe kan jy nie my seun wees nie? Herstel hom. Ek wil net vir jou sê, jy kan vir jou kinders dit wees. Meer as net jou finansiële erflating. Dit wat jy uit jou binneste uit vir hom nalaat, jou geestelike nalatenskap. So, God gee vir jou en my 'n geestelike nalatenskap, maar ons kan as vaders dit ook doen. Amen. Ek wil vinnig probeer om 'n kort gedagte met julle te deel met die titel, God alleen, maar nie man alleen nie. Nou, julle sal agterkom toe ons nou vanmôre gepraat het die tema redelik goed deurgekom. In die eerste plek, die eerste ding is, die rol van 'n vrou in 'n man se lewe is belangrik. So vrouens, ons wil net vir julle sê, ons kon nie ons Vadersdag gehad het as dit nie vir julle was nie. Hier binne in die vrouens wys dit nie op hulle gesigte op die oomblik nie, maar eintlik wil hulle vir 'n man sê, hoor jy? Want wees eerlik, die Here het ons man en vrou gemaak, né? Nou is dit nie interessant dat Genesis 2 vers 8 vir ons sê, dat God het gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Dit is een van my
gunstelinge Bybelverse. Want dit is nie goed vir Leon om alleen te wees nie. Dank die Vader vir Alida. Want ek sal vir julle sê, ja, dit is goed dat ek nie alleen is nie. Nou ons hemelse Vader is natuurlik die volmaakte voorbeeld. Die tweede ding is, God is ons Vader. Nou het ek dit gesê, onthou dat die woord sê, dat God is die Vader van ligte. 'n Ou dink partykeer net in terme van Vader, wanneer ons dink aan Vader, want ons dink aan ons aardse paas, en dan dink ons, God moet tipe van soos ons aardse paas wees. Dis waar ons die fout maak. God is die eintlike voorbeeld, nie ons aardse vaders. Hoor julle wat ek sê? God is die eintlike voorbeeld van 'n vader, nie ons aardse vaders nie. En ons kan nie toelaat dat ons denke oor God, ons Vader, kry van ons eie paas nie. Dit moet andersom wees. Jy sien, God is volmaak. God kan nie foute maak nie. God laat los nooit nie. God is alomteenwoordig. Is een van ons paas so? Nee. Maar ons hemelse Vader is wel so. Wat so wonderlik is, as ek die woord lees en jy kyk na die woord, dan sê die woord dat God, die Vader, is die Vader vir die vaderlose. Vir die persoon wat nie in sy Vader het nie. Alida het vanmôre gebid en sy het begin met die gebed wat Jesus sy disippels geleer het. En baie mense ken dit net as 'n patroontjie of as 'n rympie, of dit word in flieks gebruik net as 'n hierdie godsdienstige ding. Die oomblik as dit nou in die moeilikheid is, dan begin hulle te bid, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Dan, of hulle sê vir hulle, hoor hierso, maar om jou sondes te vergewe, dan moet jy nou 3 keer die Onse Vader opsê en 2 Hail Marys. Hallo? En dis nie wie ons Vader is nie. Ons hemelse Vader is ons hemelse Vader. Hy is die groot ek is. En dan natuurlik sê Psalm 103 vers 13, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, ontferm die Here hom oor die wat hom dien. God ontferm hom oor jou. Kan julle onthou toe ons klein was, en jy in die moeilikheid is, en jy gaan na jou pa toe? Jou pa ontferm hom oor jou? Ag my kind, wat het nou gebeur? Moet ek hom gaan uitsorteer? Hallo? En God doen ver meer as dit. Jy sien, God se vaderhart is vol sagtheid en medelee. Hy verstaan ons, hy dra ons, hy lei ons soos geen aardse vader dit kan doen nie. Het julle al daaraan gedink dat die woord sê dat God, ons Vader, juig oor ons. He rejoices over us. Nou, ek weet, vandag verstaan ons nie meer juig nie, want vandag is juig vir ons, juig al wat leef, juig voor die Heer. As jy so 'n bietjie die woordeboek gaan naslaan en jy gaan kyk na daai woord juig wat hulle gebruik binne in daai konteks, beteken juig die volgende. Nou moet julle asseblief nie uitfreek nie. En ek hoop ek gaan nie val nie. Juig beteken dit. Woew! Hallo? Ek beloof jou, as jy dink ek is verkeerd, gaan soek. Wat beteken daai woord in die Hebreëus? Dit beteken om in die lig te spring en te draai en te skree van vreugde. Jy was toe, waar wil jy nou uit? Dit kom ons nou nie wees. En om te dink jou Vader voel so oor jou. En dan natuurlik, die laaste ding is ons Vader se roeping. Vaders, moenie julle kinders kwaad maak nie, maar voed hulle op met die tug en vermaning van die Here. Vader se roeping is om sy kinders in die Here groot te maak, nie deur harde werk alleen nie, maar deur liefde
dissipline en die woord van God. Ons het baie vaders daar buite wat hulle kinders leer om net hard te werk, maar hy leer om nie die Here ken nie. Ek het daai voorreg gehad dat my pa het hard gewerk en eendag het hy die Here ontmoet en toe sê hy nou gaan ons kerk toe. En glo vir my, ons het kerk toe gegaan. Want ons was by die oggenddiens, ons was by die aanddiens. My pa die doopwater gaan intap, my pa die kerk gaan oopsit. So, want hy het ontdek, toe hy die Here leer ken, daar's lewe, die hemelse Vader. Ons sien ook hierso, dat die rol van die vrou in die man se lewe is, dat sy hom help. Maar die wonderlike ding is, wat ons vir mekaar moet sê, as ons kyk na ons hemelse Vader, is hy die een wat in die man en die vrou se lewens inwerk, en hy is die een wat die man en die vrou gemaak het, en hy is die een wat gesê het, dis nie goed, dat die mens alleen moet wees nie. Nou op hierdie Vadersdag, vier ons nie net aardse vaders nie, maar ons vier ook ons vrouens saam met ons vaders. En ons vier ons hemelse Vader, wat ons geskep het. En daarom wil ek jou vra, vanmôre, kom ons onthou om Godvreesend te leef. Godvreesend klink na 'n vreeslike woord. Hy? Het jy al agtergekom, dit klink, as jy hoor vrees, dan hoor jy vrees en bewing en ek kruip weg en jy sweet en dis hoe ons vrees ken. Miskien is 'n mooier woord, 'n heilige respek vir ons hemelse Vader en vir wie hy is. En wanneer ons op daai plek kom, dan is dit vir ons 'n voorreg om as vaders teenoor ons vrouens mooi op te tree. Want dit is wat die voorbeeld skep vir ons kinders. En ons het nou gehoor by pastoor hulle, dat ons kan 'n nalatenskap vir ons kinders laat, sodat hierdie wêreld 'n beter plek kan wees. Ek wil afsluit hiermee en vir jou sê, een van die grootste maniere van disippelskap wat ons kan volg binne in die kerk, saam met bid en saam met die Bybel lees en saam met om kerk by te woon en saam met om te getuig. Een van die grootste stukke disippelskap is as ek as 'n man van my huisgesin wys hoe om die Here te dien. En dan word my kind 'n disipel van Christus, omdat ek 'n disipel van Christus is. En dit is my so mooi, dat Paulus vir Timoteus gesê het, dat hy hom moet volg, dat hy moet leef soos wat hy leef, dat hy sy voorbeeld moet volg, want hy was sy geestelike seun. So kom ons volg ons hemelse Vader. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U ons Vader is en dat ons U mag ken. Dankie dat ons saam met U mag leef. Dankie dat ons eintlik in U lewe kan wees, want U is die groot ek is. Here, ons bid dat U ons sal leer en sal lei om te wees soos U. En dat ons kinders en ons kinders se kinders sal leer ken wie U is. You are a good Father. U is die groot ek is. En ons loof U vir U liefde. Dankie vir die groot liefde wat so onbeskryflik is, dat U permanent deelneem in ons lewens. Mag U verheerlik word in en deur ons. Amen.